Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig na die hoofde saam in gebed. Here, ons loof en prys U vir die gawe van lewe en mag hierdie lewe ook deur U woord vandag gestuur word. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 9 vers 19 tot 23. Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Hoewel ek self nie meer onder die wet is nie, het ek my vir die wat onder die wet staan, onder die wet gestel om hulle te wen. Hoewel ek nie sonder die wet van God is nie, maar onder die wet van Christus, het ek vir die wat sonder die wet is, geword soos een sonder die wet om hulle te wen. Vir die swakkes het ek swak geword om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword om in elk geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan kan deel hê. Paulus deel hier met ons merkwaardige insigte oor hoe die Gees van God hom lei om in diens van Christus te staan. Kom ons kyk bietjie in kort na hierdie insigte. Ten spyte van sy vryheid kies Paulus om as 'n dienaar te leef ten einde baie vir Christus te wen. Hy noem vir ons 3 verskillende kontekste waarin hy sy diens uitleef. Hy het toegewings gemaak in die volgende plekke: ter wille van die Jode, ter wille van die ongelowiges en dan ook ter wille van die swakkes. Die kern van hierdie toegewings is dat hy geanker in Christus bly en dan rondom hierdie anker aanpassings en toegewings maak om almal te kan bereik. Alhoewel Paulus nie meer self onder die wet is nie, onderwerp hy homself daaraan ten einde Jode te wen. Alhoewel hy nie sonder die wet is nie, bly hy steeds onder Christus en daarom kan hy die wet vir 'n wyle eenkant toe skuif om ongelowiges te wen. Alhoewel hy sterk is in Christus en op baie kan aanspraak maak, gee hy dit prys ten einde ook swakkes te kan wen. Paulus handhaaf 'n kultureel godsdienstige sensitiwiteit vir Jode, 'n morele kompas in Christus tussen ongelowiges en emosionele intelligensie in die broosheid van swakkes. Mag ons altyd in Christus geanker wees soos Paulus, maar ook bereid wees om die ekstra myl te stap met die evangelie. Kom ons bid saam. Here, U is my anker en my vaste hoop. Amen.